Die oproer in Thessalonika. Ons lees Handelinge 17 vers 1 tot 9. Wanneer Paulus en sy geselskap uit Filippi vertrek, moet Lukas hulle verlaat. Hy moet teruggaan na sy tuisdorp. Dit sal egter beslis nie die laaste keer wees wat hy saam met Paulus sendingwerk doen nie. Paulus, Silas en Timotheus se volgende bestemming is Thessalonika. Hulle reis neem hulle deur Amfipolis en Apollonie. In Thessalonika aangekom mors hulle nie tyd nie, maar hulle gaan reguit na die sinagoge en begin daar om met die Jode te redeneer oor die Messias. Vir 3 sabbate na mekaar is hulle elke keer in die sinagoge en Paulus verduidelik vir hulle uit die skrif van Jesus. Hy wys vir hulle hoe dat die profete alles haarfyn voorspel het en dat Jesus volgens die skrif moes ly en sterf. En hy moes ook uit die dood opstaan, soos hy inderdaad gedoen het. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, sê Paulus vir die Jode. Hy is die Christus vir wie almal so lank gewag het. Paulus en Silas se prediking is baie suksesvol. Inderdaad oortuig hulle 'n klompie van die Jode. Maar die groot sukses kom onder die godvreesende Grieke. Dis nie Jode wat hulle tot die Joodse godsdiens bekeer het. 'n Groot aantal van hulle word gelowig en hulle sluit by Paulus en Silas aan. Daar is ook 'n groot klomp vooraanstaande vroue wat diep geraak word deur die manne se prediking en volgelinge word van hierdie nuwe geloof. Paulus, Silas en die jong Timotheus is in die wolke. Is dit nie absoluut wonderlik hoe dat die Here hierdie mense se harte aangeraak het nie? Met 'n lied in die hart stap die 3 daardie aand terug na hulle blyplek, waar hulle tuis gaan by een van die gelowiges, 'n man met die naam Jason. Maar, soos gewoonlik, is alles nie heeltemal pluis nie. En weer eens is dit die Jode wat die klippie in die skoen is. 'n Klompie van hulle is by mekaar en hierdie manne is glad nie gelukkig nie. Een van die ou ringkoppe val sommer met die deur in die huis. Hierdie Paulus kerel het nou net alles kom staan en deurmekaar krap. Ja, en kyk net hoe tou al daai Grieke agter hulle aan. En ons het juis so hard gewerk om hulle te bekeer. As ons nie baie gou iets doen nie, loop ons sinagoge heeltemal leeg. Maar wat gaan ons doen? Kyk, daai Paulus het dalk 'n punt weet. Hy is baie oortuigend en alles wat hy sê, haal hy uit die skrif uit. As dit nie was dat my tradisie so vasgestaan het nie, het ek hom dalk nog geglo ook. Ja, jy's reg. Daai man is so glad met die bek dat ons hom nooit as te nimmer gaan vastrek as ons die skrif as grondslag gebruik nie. Ons sal iets anders moet doen om hom te uitoorlê. Een kerel kry 'n slinkse glimlag op sy gesig. Ek weet presies hoe ons hulle hier gaan wegkry. Ons reële opstand. Nee, nou verstaan ek nie. Hoe kry ons dit nogal reg? Ag, eenvoudig man. Ons koop bly daai spul leegleers om. Die skuim wat elke dag by die stadspoort sit en niks doen. Ons sê hulle aan om in opstand te kom teen hierdie vreemdelinge wat ons mooi stad kom staan en in beroering bring met hulle mooi praatjies. Nou stop hulle iets in die hand. Die volgende oggend is daar 'n verskriklike rumoer voor Jason se huis. Die woedende skare eis van Jason om sy gaste aan hulle te oorhandig, want hulle is moeilikheidmakers. Jason trek sy skouers op. Hulle is vroegoggend al hier uit.
Dan vat ons jou in sy plek, skree hulle, en hulle gryp hom en sleep hom voor die stadsbestuur. Op pad kollekteer hulle nog 'n paar gelowiges wat ook hardhandig saamgesleep word. Voor die munisipale amptenaar skree hulle, hier is mense wat besig is om die hele wêreld in beroering te bring, en Jason gee vir hulle huisvesting. Daai manne doen alles wat in stryd is met die keiser se wette. Hulle wil beweer dat 'n sekere Jesus eintlik die koning is en nie die keiser nie. Die manne van die stadsbestuur is bitterlik ontsteld. Maar wanneer Jason en sy medebeskuldigdes die nodige waarborge gee dat Paulus hulle nie die openbare rus verder sal versteur nie, word hulle vrygelaat. Daai nag, onder dekking van die donker, word Paulus en sy geselskap uit die stad gesmokkel om hulle reis voort te sit na die stad Berea. Die beskuldigings teen Paulus het 'n baie sterk politieke kleur gehad. Hulle en hulle medegelowiges word voorgehou as 'n revolusionêre groep wat die bewind wil oorneem. As Christene mag ons nooit vyandig wees teenoor ons regering nie. Ons moet gesag aanvaar. Dit is slegs wanneer die regering optree in stryd met God se wil en dan van gelowiges verwag om dieselfde te doen, dat ons onverskrokke standpunt moet inneem. Ons mag egter nooit gewelddadig wees nie, maar slegs die gesindheid weerspieël van ons is aan God meer gehoorsaam as mense. Kom ons bid. Here, waar ek soms so opstandig geraak teenoor die owerhede, veral wanneer ek die korrupsie sien wat aangaan, gee my dan asseblief kalmte in my gemoed. Amen.